Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker. Op hierdie Saterdag, die 22ste Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters. Hierdie is Brood vir die Siel. 0720202615. Jy weet, baie kere lees ons skrif. Ons lees, maar ons neem dit nie regtig in nie. Ons besef nie regtig wat ons lees nie. Ons lees dit maar net. Dit vind nie regtig aanklank nie, of dit val nie regtig waar dit moet nie. Maar vanoggend sit ek deur my Bybel blaai en ek soek die skrif vir vandag. Blaai ek terug aan Psalm 33 toe. In die opskrif daar is loflied op die almag en genade van God. Nou dis geskryf lang voor Jesus op die aarde was. Lang voordat Christus gekom het om te sterf vir ons sondes. Maar steeds was daar genade in God. En hierdie Psalm begin met: O regverdiges. Dadelik spreek hy met die regverdiges. En wat is regverdiges? Dit is mense wat regverdig is, wat nie selfsugtig is nie, wat ander help, wat nie kan te kies nie, maar die regte keuses maak, wat die regte besluite neem. O regverdiges, jubel in die Here. 'n loflied betaam die opregtes. Opregtes. Jy weet, daar's so baie valse mense vandag. Vandag is hulle op hierdie manier en môre is hulle op 'n ander manier. En dit is moeilik om met sulke mense te kan assosieer, want jy verstaan nie regtig wat hulle bedoelinge is nie. Jy verstaan nie regtig of hulle regtig omgee vir ander en of hulle net voorgee nie. Loof die Here met die siter. Psalm sing tot sy eer met die 10-snarige harp. Nou baie van die psalm sê dis 'n psalm van Dawid of van wie ook al die psalm geskryf het. Nou, die psalms hier voor en na Psalm 33 is almal deur Dawid. Maar hierdie een, Psalm 33, sê nie deur wie hy is nie. Sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompetgeklank. Nou Dawid was tog 'n ou wat lief was vir die harp en die snaarinstrument, die siter. Want hy het vir Saul gaan musiek maak wanneer Saul siek gevoel het. Die koning, die eerste koning van Israel. Dan het Dawid vir hom gaan siter speel sodat hy kan beter voel. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Want God is opreg. Sy bedoelinge is reg, want hy wil hê ons elkeen moet tog naby aan hom wees. Ons moet hom aanbid, ons moet hom loof, ons moet hom eer. Ons moet sy kinders wees, ons moet hom glo, ons moet hom vertrou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Luister mooi, hy het reg en geregtigheid lief. Jy sien, Jesus self was onregverdiglik beskuldig teen dinge wat hy nie gedoen het nie. Gekruisig. En hierso is my gunsteling gedeelte van hierdie Psalm 33 vers 6. Deur die woord. En as jy dit gaan lees, dan sien jy die woord is geskryf met 'n hoofletter W. Maar dit is nie net die gesproke woord nie, dit is die woord wat ons ontvang het. Die Bybel wat ons kan lees, die Bybel wat ons die riglyne gee tot die ewige lewe, die Bybel wat ons leer wat reg en verkeerd is, die Bybel wat ons leer hoe om God te eer en om te loof, die Bybel wat ons leer om regverdig te wees, om gehoorsaam te wees en om God se stem, die herder, Christus se stem te kan herken.
om die regte besluite te maak. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Daar in Genesis 1, reg in die eerste verse, lees ons dat die aarde was woes en leeg, maar die gees van God het oor die water gesweef. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. As ons sê ons moet God vrees, dan sê baie mense deesdae, ons moet nie God vrees nie, hy is lief vir ons. Ons moet nie bang wees vir hom nie. Maar God het nog nooit verander nie. En ek getuig vandag dat wanneer ons nie gehoorsaam is nie, dan gaan hy gaan vir ons gryp. En dis hoekom ons hom moet vrees, want ons moet bang wees om die verkeerde dinge te doen. Ons moet bang wees om af te wyk van hom af. Ons moet bang wees om af te wyk van sy woord af. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Ons moet besef dat die tyd toe Israel in Egipte was God stil vir 400 jaar. En op 'n dag het hy Moses gestuur en hy het Israel verlos van die verdrukking. Hy het hulle vrygemaak. So ons moet nie dink nou omdat die dinge so gaan soos dit gaan nie, so ongoddelik in hierdie wêreld, so onregverdig, so vol verkeerde dinge. Geen goedheid meer nie, geen gereg meer nie. Dit raak al hoe slegter in hierdie wêreld waarin ons lewe. Geen wet en orde meer by baie plekke nie. En ons sien hierdie dinge, maar ons moet nie dink dat God het ons verlaat nie. Hy het maar net stil geraak, sodat ons kan sien. Sodat ons kan besef dat ons het hom nodig, sodat ons kan besef, ons kan nie sonder hom nie. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde, hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie, gered deur groot krag nie. Die perd kom niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Luister mooi wat sê daai vers. Al gaan dit hoe sleg, al is daar nie eens kos nie. God sal jou in die lewe hou. God sal jou onbeweeglik maak. Jou plant waar jy moet wees. Hy sal jou nie verlaat nie. Jy moet net hom vrees, hom eer. Jy moet regverdig wees. Jy moet die reg volg, sy reg. Jy moet sy insettinge in jou lewe kan waardeer. Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Kyk, as daar hongersnood in die wêreld is en God sal jou nie verlaat nie, hy sal vir jou sorg. Jy moet dit glo. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie bevestiging van die woord, Here. Vir die wat op u vertrou, vir die wat u vrees, vir die wat u eer, die wat kinders van God is, in woord en daad, in krag en geloof. Ons dankie Here vir elkeen wat regverdig handel. Here, dankie vir elkeen wat u regtig lief het, Here, en u regtig soek, want ons weet, u hand is oor hulle en u sal hulle beskerm teen alles, Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.